O julle, lyk my die woord het versprei onder die katte, dat ek hondennuus vertel het sonder om hulle in te sluit. Ek sien nou hierdie afgelope week, hulle is so met my, maar ek weet nou, dis koud ook. Nou wil ek julle tog maar 'n tafereel vertel, van hierdie Siameeskat trop van my. Hulle is 9 man sterk, almal behalwe Anna Maria Martinez. Sy's nou 21 jaar oud en sy's 'n blou, so blou-grys, ek noem haar nou sommer blou. Sy's nou 'n blou plaaskat, nog hier van die bure van Jurisfontein af. Maar nou in die winter kan 'n mens mos so ver meer tyd op die werf spandeer as in die somer. Is te gou te warm en jy's maar meestal in die skuilings van jou huisie. Nou het ek allerlei soorte werkies in die tuin. Dis nou vuil goed uittrek daar by die kankerbossie en hier het ek 'n akkertjie omgespit wat ek hoendermis ingewerk het, dat ek September kan 'n groentetuintjie aan mekaar samel en plant en kyk wat gaan aan. En in al hierdie aktiwiteite is al die katte al agter my aan. Nou 'n kat, of liewer sal ek sê 'n Siamese kat, word nie sommer 'n troeteldier nie. Hulle is meer mense, wat is 'n companion nou in Afrikaans? Hulle sal saam met jou loop so daar van 'n eentjie af, maar as hy nou kom en so eentjie voor jou hardloop en kom neerval voor jou, dis sommer die aandoenlikste ding wat 'n kat kan doen. Daar kom gooi hulle so een vir een neer en draai op hulle rug, dat jy nou bietjie aan hulle maag kan krap. En die morsiges onder hulle soos Muta. Hy wag nou net dat jy hier by sy maag is, dan vang sy hande jou dames en naels teruggetrek, net om vir jou te sê, ek kan jou hier lelik seermaak. En hoe party lê daar, en party wil nou aktief saam vir my help om veilig goed uit te trek, en ons begin mos nou snoei, en daar waar die takke val, dis die wonderlikste voorreg. Mense is mos nog gewoon daaraan, 'n hond is nou meer in 'n plek waar hy nou vir 'n mens sal help werk, of saam met jou stap, of daar is waar jy werk, maar hierdie katte van Teefontein, hulle kom so een, hulle kom min, so 3, 4, want hulle wil individuele liefde hê. En party sal nou kom neerval hier op die grond, maar nou nie op die rug draai nie, dan mag jy nou net so aan die sy vat. En die woorde wat hulle met jou praat, as hulle so vir jou help werk. Weet jy, daar's nou verskillende, ek kan elkeen se stem herken. Party het sulke diep stemme, party het sulke stemmetjies, party sulke middelmatige stemme in hierdie Muta. Ek sê altyd, hy is die maffia van hierdie werf. Hy's bitter ongeskik en hy het so 'n diep stem, en jy moenie sommer aan hom vat, sonder om baie mooi te vra nie. Maar hoe hulle ook kom samesyn soek, 'n kat wat so 'n afgetrokke dier is. Lina Spies het so pragtig geskryf oor die katte, en hoe 'n kat, wanneer hy jou toelaat, dan moet jy weet, dis 'n grootse geleentheid, en jy moet diep dankbaar wees. En ek het nou al vertel van hulle horlosies, hoe hulle op tyd is, wanneer hulle wil eet. En dis soos sê julle, die hiërargie in hierdie trop. Die mamma is nou Ella Fitzgerald, sy is die moeder van al die Siamese, behalwe nou vir Anna Maria Martinez, wat nou 21 is. En sy is almal se koningin. As daar te spele is, of iemand wil bietjie simpel, sal hulle moet groot oordeel, bietjie simpelrag daarna haar kant toe gaan, en as sy net wil kyk, en as hulle besef, my speel nie so met jou ma nie. Maar hoe, ek wens ons mensdom kan ook 'n hiërargie so verstaan. En die 3 jongstes, dis nou Nampty, Nagali en Salvador Dali. Hulle 3 is nou heeltemal hieronder op die leertjie. Maar hulle gee nie om nie. Hulle sal nie as die ouer, groter katte, veral nie as hulle ma nader is nie, sal hulle daar wag tot sy gegaan het voor hulle nader kom. Maar daai verstaaning, dis nie soos ons mense wat wil gedurig indruk by mekaar en wil stry met hiërargie. Hulle weet wie staan waar. Hulle weet wie kom vra waar liefde, wie kom gee waar liefde. En so hierdie winter sal ek nou onthou, in my stadige hibernasietyd, hoe ek in hierdie katte
oor hierdie werf. My pappa was so lief vir die woord dodel. Nou dodel ek en die katte so hier oor die werf. En as ek nou eers begin hark hier 'n bietjie, as ek my gedagtes wil laat oopmaak en my kop 'n bietjie oopvou, dan raak ek mos aan dit harke. En as hulle nou hier tussen die goedjies wat ek hark begin speel, en soms so 'n hoopie wat ek nou gehark het, woeps, uit mekaar uit 'n hark, en voor ek my kom kry, lag ek uit my maag uit, en ek hark weer daai selfe ou hoopie by mekaar. Hierdie katte van Teefontein is so diep in my hart. En hulle leer vir my so diep respek. Jy gaan nie na sommer hom toe gaan en aan hom vat nie. Jy gaan hom benader en as hy vir jou sê, dis alright, dan gaan jy moet eerbied aan hom vat. En as hy so onder jou hand begin spin, dan voel dit jy gaan so lig weg, stukkie vir stukkie hemel toe.